Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se familie erediens. Dis lekker om julle almal weer te sien. Dit is 'n begin van 'n nuwe kwartaal. So ons is dankbaar. Hier's 'n paar mense wat weg was met verlof gewees en dit was vakansie. So draai sommer net na mense rondom jou, sê hallo, skud 'n hand, groet mekaar. Dan vriende, is daar net nog een ietsie wat ek graag wil uitlig. En dit is, julle weet dat ons Skriba gaan verhuis. Wat ons baie hartseer is ook, maar ook baie dankbaar vir julle nuwe hoofstuk. Jelena het hierso ook uiteengesit dat so sy maak amptelik die 31ste klaar, maar sy is so 'n goeie mens vir die kerk. Sy gaan eintlik maar nog verlof gaan en dan nog weer 'n bietjie uithelp en help met die oorgang en so. Maar ons wil graag vanoggend 'n bietjie erkenning gegee het vir Jelena. Ons wil vra baie dankie gesê het vir haar diens die afgelope 7 jaar, né? Nee? Het ek dit reg? Is dit 7? 6. Ja, kom ons maak dit maar 'n 7. Ons wil vir haar baie dankie sê en ek wil ons wil maar net 'n bietjie ons erkenning ook uitbeeld en van my kant af wil ek ook net baie dankie sê. Dit is altyd 'n voorreg om met 'n Skriba te werk wat agter mekaar is en weet hoe die goeders werk en haar werk goed doen. So jy gaan regtig gemis word. Maar ons bid julle seën op julle nuwe hoofstuk vorentoe. En dan gaan Adel ook 'n oomblik neem om net namens die kerkraad en die vrouediens ook ietsie te sê. Goeiemôre almal. Ek het besluit om dit te tik, want ek is baie bang ek gaan huil. Want dit was 'n mooi skok toe Tannie sê, dit is nou, ek was ongelukkig by die kerkraadvergadering, so ek het dit nou so half op papier gesien en was soos, kan nie dink Tannie Jelena gaan nou weg. Ek het nou so lekker saam met haar begin werk, veral met die vroue bediening en soos die Engelsman sal sê, she's a unsung hero. En so ek het die kort vir Tannie geskryf en ek wil graag namens die kerkraad en die gemeente wil ons vir Tannie opreg dankie sê vir Tannie se jarelange diens as Skriba. Die rol van Skriba dit gebeur dikwels agter die skerms, maar dit is 'n onmisbare bediening. Dis regtig 'n bediening in sy eie. Tannie se getrouheid, noukeurigheid, gewilligheid om te dien. Ek dink soms geduld ook wanneer baie van ons ongeduldig raak. Sy's altyd net so kalm gewees. Dis een van daai onmisbare karaktereienskappe. Tannie was altyd so kalm en mag dit op my afsmeer en mag ek dit saam met my neem. Want net so 'n kort getuienis was daar wat ek baie keer oorweldig gevoel het met goedjies wat ek moet doen en dan praat ek met Tannie Jelena en sy soos, wag net so 'n bietjie, kyk net so na dit. En dan woordswaarts gee sy vir my 'n kalm perspektief en dan gaan alles weer aan en so dankie daarvoor. So ek wil Tannie sê dankie vir Tannie se getrouheid, noukeurigheid, gewilligheid om te dien. Dit het 'n groot bydrae gelewer tot die lewe van ons gemeente. Ons is baie dankbaar vir die tyd, die moeite en die liefde wat Tannie oor die jare ingesit het. Terwyl julle nou verhuis en 'n nuwe hoofstuk begin, bid ons dat die Here julle sal seën en lei. Ons vertrou dat hy, soos ons lees in Filippense 1:6, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal voltooi. En ek het vanoggend gaan lees, die vers wil ek graag in die message vir julle voorlees, Filippense 1:3-6, sê, every time you cross my mind, I break out in exclamation of thanks to God. Each exclamation is a trigger to prayer. I find myself praying for you with a glad heart. I'm so pleased that you have continued on in this with us, believing and proclaiming God's message from the day you heard it right up to the present. There has never been the slightest doubt in my mind that the God who started this great work in you would keep at it and bring it to a flourishing finish on the very day Christ appears. Nou, ek wil kom vorentoe. Skus, ek moes eintlik Tannie vroeër vorentoe geroep het. Ek kan nie vir haar bosblomme gee nie, want sy gaan met vakansie, so die blomme gaan net in die huis vas. Kyk, maar hierdie Madiba Protea kom uit my tuin uit.
en met baie liefde vir Tannie. En hierdie is 'n klein blytjie van waardering vir al die groot werk wat Tannie vir ons gedoen het al die jare. En daar's klein momente in wat Tannie aan ons sal hopelik laat dink en kom kuier vir ons as jy hier is. Ons is baie lief vir Tannie. Baie dankie vir die mooi woorde, Adel. En dankie Johan en Jelena. Ons gaan julle mis, maar ons bid vir julle seën vir die pad vorentoe. Gaan al die kinders my hier voor kom kry. Wil julle hier voor kom sit? Ek het 'n paar maatjies wat ek wil hê julle moet ontmoet. Gaan julle hier na toe kom? Julle kan sommer net hier so kom sit. Hallo. Hoe gaan dit? Is daai 'n haas? Nice. Hallo julle. Okay, kom sit hier. Kom sit. Waar's daar nog? Hallo julle. Okay, vinnig high fives. As hy, vinnig julle. As hy. Piu. Ai, Bastian, jy slaan te hard. Hallo, how's it? Oh. Okay, vinnig. High five. Sê jy high five? As hy. Kan nie mense skiep hier. Hallo. High five. Rejection van my eie kind af. Ai, hallo julle, het ek julle high five? Nee? Is julle okay? High five. As hy. Hoe gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit goed? Gaan dit goed? Okay. So ek maak my net 100% seker. Ek het twee maatjies wie ek wil hê julle moet graag ontmoet, nee, maar ek dink man, hulle is altyd so besig met hulle eie goedes. Hulle stry en beklei die hele tyd oor een of ander besigheid. So ek dink ons gaan hulle dalk moet roep, nee. So ons gaan hulle apart roep en dan gaan ons hulle saam roep. Okay. So die een se naam is Casper. En die ander ene se naam is Jan. Casper en Jan. Okay. So eers vir Casper roep en dan vir Jan roep en dan gaan ons sommer Casper en Jan roep want ek dink hulle is soms so in hulle eie wêreld, mens moet hulle sommer ordentlik roep. Okay. So is julle reg? Ons gaan eers vir Casper roep. Nee? Ja. Maak maar net hulle moet sê ons kyk. Ons roep vir Casper eers dan. Okay. 1 2 3. Roep vir Casper. Ag nee. Hulle gaan julle nie roep as julle so maak nie. Julle moet harder roep. Dis hy. Okay, kom ons weer. 1 2 3. Casper! Okay, nee, kom ons roep gou vir Jan. 1 2 3. Roep vir Jan. Jan. Okay. Nou Casper en Jan op julle hardste, nê? 1 2 3. Casper en Jan! Wow! Wie is hier so? Kyk hier so is hulle. En nou? Wat is die gang? Kyk vir my Jan, ek is die sterkste superheld in die hele heelal. Ek kan oor die popkas spring met een sprong. Woesh! Wow! Ag asseblief Casper, jou handdoekmantel is besig om my oë toe te maak. Jy gaan vasval. Spider-Man is so lank op baie cooler as jy. Hy skiet spinrakke. Nee, Batman is beter. Hy het die Batmobile. Casper en Jan. Hallo. Hi Dominee. Julle is so besig om te beklei, julle het nie eens vir die maatjies hallo gesê nie. O gits, ons is jammer. Hallo maatjies. Julle kan maar hallo terug sê. Dankie. Waaroor is julle? Wat is in die gang? Hoekom beklei julle so? Waar beklei julle so? Jan wil nie hoor dat Batman die beste superheld is nie. Nee, hy is nie. Daar kan die maatjies ons help. Wie is julle gunsteling superheld? Skryf 'n bietjie julle name uit. Wie is julle gunsteling superheld? Hæ? Bietjie harder asseblief. Jy van die ene? Mooi hare. Ja, Jan het mooi hare. Blou hare. Ja. Enige superheroes? Niemand hou niemand van superheroes. Hulle almal hou van julle. Wat? Niks Batman nie? Hou niemand van Batman nie? Batman? Superman? Enige ander mens? Spider-Man? Hulk, as hy, Hulk. Sien jy Jan? Almal hou van my ouens.
Maar weet jy, wat is die probleem? Gister, toe my mamma my vra om my kamer op te ruim, toe wens ek het Superman kragte gehad, maar my spiere was te moeg. Aardse superhelde raak ook maar vinnig moeg. Julle twee, jy praat nou van groot krag en om krag te hê. Maar weet julle daar, wie is die ware superheld wat nooit moeg raak nie en hy het nie eens 'n masker nodig om hom te beskerm nie. Wie kan dit wees? Het hy lasers wat uit sy oë skiet? Nee, hy het nie lasers wat uit sy oë uitskiet nie. Baie beter, sy naam is Jesus en hy het die grootste reddingoperasie in die geskiedenis van die wêreld uitgevoer. Weet julle dit? Wow, van watter monster het hy ons gered? 'n Groot groen draak? Nee, iets baie meer scary as 'n groen draak. Die dood. Jesus het ons van die dood gered. Hoe dan nou? Ek verstaan nie. Jesus het dood gegaan en wat het hy gedoen na hy dood gegaan het? Ja, maar hy het opgestaan, nê? En hy het opgevaar na die hemel toe. Jesus het opgestaan en hy het dit gedoen sodat ons ook nie dood hoef te gaan nie, ons kan vir ewig lewe. Ja, en toe? Ja, Basie? Okay, dis interessant. Maar ons het dit, né? Jesus het uit die dood uit opgestaan sodat ons vir ewig kan lewe. Wow, dis cool. Ja, nie net dit nie, Jesus het vir ons gewys hoe om goeie mense te wees en hoe dit die hemel lyk. Deur mense op aarde gesond te maak, uit die dood uit op te wek en ons geleer hoe God se liefde lyk. Sjoe, ek kan nie wag om meer van Jesus te leer nie. Waar leer ek van hom? In die Bybel. Die Bybel is die plek waar ons leer van alles wat Jesus gedoen het. Ek wil nou dadelik sommer gaan lees. Kom Jan, kom ons gaan lees saam Bybel, sodat ons vir alles maatjies kan vertel van Jesus. Dankie julle, sê bye Casper en Jan. Bye. Bye. Dan sê tata julle. Ja, hou beklei, hoor daar wat sê. Ek sê Adrie vir julle moet ophou beklei. Ja. Het jy 'n game van Jesus? Dis cool, maar dis nie so cool so wat Jesus. Jesus is die coolste, né? Hy is die ware superheld, né? Het jy baie stories van Jesus? Dis goed. Die Bybel is vol van stories van Jesus. So het julle dit, né? Jesus is ons ware superheld. Gaan ons 'n lekker liedjie sing. Nou maats en vriende en familie en geliefdes. Vanoggend se tema is dat Jesus is die ware superheld. Nou ek hou van 'n superhero movie so baie soos die volgende ou. Ek is my hele lewe eintlik maar nog 'n aanhanger van ek het van Spider-Man gehou. Daar kom ook 'n nuwe Spider-Man fliek uit. En baie van ons het al van die ander superheldfilms gekyk en dit is altyd baie lekker en opwindend en die superheldfilms volg ook so al 'n struktuur. Daar's hierdie ou wat sy superkragte kry en hy gaan red mense in hulle tyd van nood en dan lewe almal happily ever after. Superhelde is deel van wat ons verstaan en ken in ons lewens. Maar hoe meer ek gedink het aan hierdie week, besef ek dat Jesus is regtig die ware superheld. En hy doen dit op soveel beter maniere as wat die aardse superhelde dit kan doen. Ons het nou reeds met die poppekas gesê dat Jesus is die ware superheld en deurdat hy ons almal gered het deur sy lewe te gee, op te staan uit die dood uit, maar dat Jesus ook ongelooflike wonderwerke gedoen het wat geen ander superheld op aarde enigstens ooit sou kon doen nie. Jesus het nie gesondig nie. Jesus was hier op aarde en ons geleer wat dit beteken om goeie mense te wees en God te volg. So ek het gedink aan 3 maniere hoe Jesus die ware superheld is, of 'n bietjie anderste is as die aardse superhelde, of baie anderste is. En die eerste ene is Jesus se reddingsmissie, hoe Jesus gered het en wie Jesus gered het. Ons lees in Kolossense 1 vers 13. Hy het ons gered uit die mag van die duisternis en ons oorgebring in die koninkryk van die seun wat hy liefhet. Nou as ek hierdie lees, dan laat dit my dink aan 'n donker kamer. Dis asof ons almal in 'n donker kamer vasgevang is. Nou hoeveel is daar van julle wat bang is vir die donker? Ek weet, ja, hier's baie groot mense wat ook nog bang is vir die donker. Is alles normaal, moenie worry nie. En dit is normaal om bang te wees vir die donker, want dit voel vreemd. Dit is so
Mense is vasgevang in die donker en dit voel soms jy is bang en jy is vol vrees en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. En soos om in 'n donker kamer te wees en Jesus wat jou kom en jou hand vat en jou uit hierdie donker kamer uitlei. Nou ek het dit so 2 jaar terug al reeds vir julle vertel, maar gaan dit weer vertel. Ons het 1 jaar by my tuisgemeente toe ek 'n kind was, 'n bazaar gehad met 'n spookhuis. En ek was op daai oomblik van my lewe so oud dat ek in die laerskool was, maar ek was so al graad 6 of 7. Nou is jy mos taaf ou. Jy's mos nou groot genoeg, jy's nou braaf. Jy's mos nou die myn peanut in die pakkie. En so is ek deel van die eerste groep mense wat by die spookhuis ingegaan het en ek was gereed vir die besigheid en ek was reg. En toe ek in daai spookhuis ingaan en die deur is toe is daar een of ander gedaante wat hier in my gesig is en ek skrik so groot, ek is amper in trane en ek gaan sit in die hoek van die kamer en ek is vreesbevange. En toe kom een van die monsters na my toe en dit het my nog meer ontstel. Maar toe die monster na my toe kom, haal hy sy masker af en dit was Jan, een van die hoërskoolkinders. En Jan was die monster. En hy sê, kyk, dis ek. En ek besef, dis Jan. En Jan gaan en hy vat my hand en hy sê, kom, ek stap saam met jou. En so stap ek en Jan deur die hele spookhuis. En soos wat ek deurloop, herken ek die verskillende mense wat in die spookhuis, al die monsters is. En ek is glad nie meer bang nie, want Jan vat my hand en hy stap saam met my deur die spookhuis. Ek is daar by die spookhuis uit en dit was eintlik heel lekker. Toe die mense van my na die tyd sê, dit was so scary, toe sê ek, waarvan praat julle? Dit was heel alles okay. Jesus is soos Jan. Hy is die persoon wat ons kon vat in die donker kamer waar ons is en hy lei ons uit tot in die lig in. Aardse superhelde veg teen die fisiese skurke. Maar Jesus het in die donkerste plek ingestap en ons uit die donker uit te kom haal. Hy het ons gered. En om gered te wees beteken dat Jesus jou hand vat en jou uit die donkerte uitlei en jou tot by veiligheid bring. Dit bring my by die tweede ene. Die prys wat Jesus betaal het as die ware superheld, as die ware redder. Ons lees uit Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gelei het toe ons nog sondaars was. Gaan dit weer vir ons lees. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gelei het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. In meeste van hierdie films wat ons kyk oor die superhelde, dan red die superhelde die goeie ouens en die bad guys, die skurke, sluit hulle toe in die tronk. Hulle red hulle nie, hulle red nie die skurke nie. Maar Jesus doen die teenoorgestelde. Hy kom en hy red mense omdat hy hulle liefhet. Hy kom red die goeie en die slegte mense. Want elkeen van ons het 'n bietjie sleg in ons lewens. Ons lyk amper so, ons is veronderstel om skoon water te wees wat ons helder deur kan sien en wat almal kan gewaar. Maar ons is nie, ons is so bietjie aan die donker kant en besmet. En dan wat Jesus doen, is hy kom en hy word deur die Heilige Gees deel van elkeen van ons. En hy begin werk in ons lewe en kom en ontmoet ons net daar waar ons is, of ons goed en of ons sleg is. En soos wat Jesus werk in ons harte en ons lewens, begin ons stadig maar seker weer lig word en skoon word. Kom Jesus en kom red hy ons. Werk hy in ons lewens, help hy ons om die mense te wees wie hy in ons sien. Elkeen van ons het maar slegte goeders in ons lewens wat ons nie daarvan hou om te doen nie. Ons almal is ons stout, ons almal maak soms verkeerde besluite. Maar Jesus kom en hy red ons, ongeag wie ons is. Ons was soos bruin tee, vuil water gewees. Maar as die Heilige Gees binne ons borrel, dan word ons helder en skoon aan die binnerkant. Word ons verander, word ons nuut gemaak. En borrel die Heilige Gees binne elkeen van ons. Dit bring my by die derde ding. By die wapenrusting en Jesus se uniform. Ons lees in Efesiërs 6 hierdie bekende teksgedeelte.
Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle raadmanrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid, julle te bedek met die borsblad van geregtigheid, en deur die bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan julle voete aan te trek, en by dit alles die skild van geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vurige pile van die bose te blus. Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Elke superheld het hulle armor of hulle toerusting wat hulle aantrek. Het een of ander suit of 'n ding wat hulle aantrek. Jesus het nie 'n suit nodig nie, want hy is die ware superheld. Maar deur die Heilige Gees wat in ons borrel en ons nuut maak en skoon maak, gee hy vir ons eie wapenrusting om te dra. En ek wil 2 belangrike dingetjies net uitlig vanoggend. Nie daai hele lang lysie, maar eerstens net die helm. Om te onthou dat Jesus ons reeds gered het. Ons is geredde mense. Jesus het ons kom red en ons kom heel maak. En die swaard word ook hierso genoem. Die swaard is nie ene van staal nie, die swaard is die Bybel. Die swaard is die woord van God, die storie van Jesus se liefde. Want deur daai storie van Jesus se liefde ken ons die Here en borrel die Heilige Gees binne elkeen van ons. Die Heilige Gees is ons kragbron om elke dag die regte ding te doen. So vriende, vanoggend dien ons die ware superheld, Jesus Christus. Die ene wat ons gered het, die ene wat ons lei uit donkerte uit, die ene wat ons skoon maak al voel ons soms vuil, die ene wat ons die krag en die wapenrusting gee wat ons nodig het om goeie mense in hierdie wêreld te wees. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat U ons red. Dankie dat U nie rondloop en U nie mini mini mou kies wie U wil red nie, maar Here, dat U lewe gee vir elkeen van ons. Liewe Jesus, help ons om daai geskenk te ontvang met albei hande. Help ons om te bruis vol van die Heilige Gees, te bruis vir U liefde en genade. Liewe Jesus, dat U ons kan skoonmaak. Ons kan help om beter mense te wees. Beter besluite te neem. Dankie, liewe Jesus. Ons eer U as die ware superheld in ons lewens. Geen aardse skepping of enige iets kan ooit naby aan U kom nie. U is ons ware Heer, U is ons redder. Daar is niemand soos U nie. En ons is ewig dankbaar vir U offer aan die kruis, U opstanding uit die dood, opvaring na die hemel en die Heilige Gees wat in elkeen van ons lewe. Amen.